Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Ons gaan vanaand in ons nuwe reeks in gebede van die hart waaroor ek is regtig opgewonde oor hierdie reeks. En die hoop is dat ons iets sal sien van hoe die psalms ons uitnooi om na die dieper dinge in ons lewens te kyk, om net so 'n bietjie dieper te gaan, maar om nie net dieper, eintlik om deur gebed daai dinge uit te werk voor God. Jy sê Johan, nee, dis 'n bietjie diep vir my. Ek gooi my bietjie in die diep kant hierso, ek's nie reg vir dit nie. Die Bybel is amazing. So as jy so voel, ek verstaan, maar asseblief hoor hoe ongelooflik die Bybel is. Daar is nie 'n psalm in die hele Bybel, daar 'n psalm in die Bybel, wat nie 'n issue of seer of emosie op die hele wye spektrum van die menswees. Daar's nie 'n psalm wat nie praat tot iets daar nie. Die hele wye spektrum van die menswees se seer, se emosie, se worstelinge, enige diep ding in jou lewe. Daar's 'n psalm vir jou. Daar's 'n psalm vir jou. En dit sê iets van die God wat ons dien. Hy wil hê ons moet voor hom in gebed. Hy wil hê ons moet voor hom in gebed. Nie perfek daar wees nie, maar dit kom uitwerk. En dis hoekom die psalm so ryk is, 150 psalms, en jy sal alles daar sien, jy sal kwaad mense daar sien, jy gaan bly mense daar sien, jy gaan mense sien wat worstel met God in gebed. Eugene Peterson is 'n expert op die psalms, en hy het hierdie gesê, hy sê die volgende, hy sê, psalms, we do not primarily learn, hierdie stage freak my bietjie uit, okay, ekskuus, ek val hier rond, okay. In the Psalms, we do not primarily learn what God says, but how to answer His words to us, even the hard words that we don't always understand. In the course of acquiring language, we learn how to answer our parents, our teachers, our employers, and our friends, but we do not get very much practice in answering God. The Psalms train us in answering God. We are learning to pray, not study, although the two activities are connected. We know almost nothing of the circumstances in which the 150 Psalms were written. David is the most named author, but most are anonymous. But that hardly matters, for the life settings of the Psalms are not geographical or cultural, but interior, internal. That's where the Psalms take place, internal. Calvin called them an anatomy of all the parts of all. Dis so mooi. Die Psalms is an anatomy of all the parts of the soul. En hierdie is belangrik want in ons gejaag, in ons hou onsself so besig. Ons maak elke liewe gap vol van ons dag met werk en vriende en series en radio's en musiek. Alles is net vol. Ons nooit 'n gap nie. Ons nooit leemte nie. Ons weet nie eintlik wat in ons harte aangaan nie. Ons ervaar dit al goed pla ons. Ons het seer, daar is goed wat aangaan, maar dit kom gewoonlik uit wanneer ons nie wil hê dit moet uitkom nie. Dit kom op slegte maniere. Dit maak mense seer, hierdie goed baie keer. Nee, God sê kom, bring dit na my toe. Stop 'n bietjie. Daar gaan goed in jou hart aan. Kyk hoe worstel die skrywers van God se woord. Kyk hoe worstel hulle in God se teenwoordigheid. Die psalms gee vir ons woorde en 'n plek. Dit gee ons woorde, gee ons letterlik woorde wat ons eintlik help om te verstaan wat in ons harte aangaan. As jy 'n psalm lees, dis ryk taal. Dis taal wat jou hart roer. Dis soos maar ek weet hoe voel daai. Inteendeel, daai beskryf sy gevoelens beter as wat ek nog ooit my gevoelens kon beskryf. Hy gee vir ons woorde, maar die psalms gee ook vir ons 'n plek. Die psalm sê in die teenwoordigheid van God. In die teenwoordigheid van God werk deur daai goed. En so dis regtig my hoop vir die reeks, dat ons ietsie sal sien van die psalms wat ons net dieper.
Wat gaan in jou hart aan? Sodat die Here werklik daar iets kan genees. Dalk verligting kan bring. Sodat hy daar aan ons kan werk. En dis net 'n inleiding vir die reeks. So as jy dalk nie volgende week wil kom om die volgende Psalm, ons gaan nie deur al 150 psalms gaan nie, ons het 'n paar gekies, maar as jy meer wil weet oor die reeks, kom volgende week. Dit is ons hoop vir die reeks. Maar ons gaan nou in Psalm 1 inspring, en so kom ek bid vir ons, en vra net weer eens dat die Here ons sal help om sy woord te verstaan. Kom ons bid saam. Almagtige God, Papa Vader, U is goed en U is hier, en ons vra regtig dat U met ons sal werk vanaand, dat U Gees sal kom, ons oë sal oopmaak tot die wonders van die woord, en dat U persoonlik met ons sal praat. As daar dieper goed is, Vader, wat ons vermy, of die besige lewe, hou dit daar diep onder ons weggesteek, bring dit vanaand uit, en kom werk met ons kort dit, liewe Heer. Wees ons genadig, in Jesus naam bid ons. Amen. So, Psalm 1. Psalm 1 begin, Blessed is the man. Sjoe, dankie Rips. Psalm begin, Blessed is the man. Nie soos in man, soos in Blessed is the human, mankind. Geseënd is die mens. 'n ander vertaling sê, bevredig is die mens, gelukkig is die mens. Dis wat blessing hier kommunikeer. Dit kommunikeer hoe gesondheid, die gesonde mens, die heel mens, die geseënde mens, die gelukkige mens. Dis wanneer alles perfek op sy plek is, soos wat dit moet wees. Alles is in sy regte plek. Jou lewe, God, emosioneel, fisies en geestelik is alles align. Jy's holisties gesond, jy's geseënd. Dit beskryf, blessing hier beskryf ware geluk, nie oppergeluk nie, ware geluk. Die tipe geluk waarna ons almal soek. Ons almal soek hierdie geluk. Almal jaag hierdie geluk. Hierdie blessing, die storie van ons lewens is 'n soektog na hierdie geluk. Soektog op soektog soek ons hierdie geluk. Nou is ek gelukkig. Nee, nie rarig nie. Nou, as ek net hierdie ding kan kry, dan is ek geluk. Nee, vrek, nee. Dis ons lewe. Ons harte het 'n diep hierdie blessing, hierdie geluk. Maar tog ervaar ons dit soos iemand, ek weet nie of julle al iets in 'n baie hoë kas probeer raak gryp het nie. Soos dit is baie hoog, soos 'n blikkie koekies. En dan staan jy op en jy strek en jy soek daai blikkie koekies en net as jy jou hand voel, jy het dit en dan gryp jy, dan stoot jy dit eintlik dieper en dan is dit weg. Dan soos ek het nie meer my koekies nie. Dis hoe ons geluk soek. Ons voel dit in ons vingers, ons raak aan geluk en dan as ons gryp, dan is dit weg. En die gejaag na geluk is obviously dan uitputtend, want ons lewe veral in 'n tydperk en in 'n kultuur waar as ek geluk koop, dan maak ek geld. So elke advertensie het 'n glimlaggende familie met gelukkige kinders, want jy eet hierdie pap, dan is jy gelukkig. So almal verkoop geluk. Elke advertensie laat dit lyk asof geluk is maklik. Almal se lewe, social media laat dit lyk asof almal se lewens perfek is. Hulle is gelukkig. Jy kyk, alles gaan goed vir hulle. Hulle lewe is 'n line. Check haar, jy sien, frek. Ek wens ek kon dit doen. En dit is en maak ons moeg want ons glo geluk is moontlik, maar ons kry dit. Ons kry dit nie. Alles voel eintlik vir ons leeg. En ons is moeg. Ons is moeg gesoek na geluk. Ons is allergies vir almal se loftes. En dit neem ons hoop weg. Dis moeilik. En wat Psalm 1 vanaand van sê in vers 1. Psalm 1 sê nie so met God nie. Nie so nie. Geluk is moontlik. Ware geseëndheid is moontlik. Psalm 1 sê vir ons blessedness, happiness. Psalm 1 sê ek gaan hierdie pad wys. Ek gaan hierdie pad wys na ware geluk toe. So volg saam met my in julle Bybels, dis 'n regtig eenvoudige Psalm. Julle sal sien daar's net 6 verse en die vloei van die Psalm is regtig eenvoudig. Dis eintlik so ryk, maar tog so eenvoudig. Vers staan daar: geseënd is die mens wat nie hierdie doen nie. Vers 1. Dan gaan dit aan na vers 2 toe, maar hy doen wel hierdie. Dan vers 3 tot 6 gaan dit aan, dan sê dit, as jy
nou net gedoen het wat jy gesê doen en nie doen nie, as jy dit doen, as jy die regte ding kies, as jy die regte pad kies, dan gaan jy geluk beleef. As jy dit nie doen nie, as jy nie die regte pad kies nie, dan gaan jy ongeluk beleef. Jy gaan hartseer. En sonder enige skaamte beskryf Psalm 1 'n verskriklike sterk kontras tussen twee roetes voor ons. Twee opsies, twee paadjies. En ons gaan vanaand presies dit doen. Ons gaan eers kyk na die twee paadjies in vers 4. En dan gaan ons bietjie stil staan by die bestemming van daai twee paadjies. As ek nou hierdie paadjie kies, waar eindig ek op? Dis die tweede punt. Twee paadjies, eerste punt, tweede punt, twee bestemmings. So kom ons spring in die eerste punt, die twee paadjies wat voor ons wys word in Psalm 1. Psalm begin, hierdie is die geseënde mens. Hy doen nie hierdie goed nie. Walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. Hy doen dit nie. Maar die geseënde mens, wat hy wel kies, to delight in the law of the Lord and on his law meditates day and night. Twee opsies. Eerste opsie, die progressie, sien die toeneming van invloed in die eerste opsie. Eers kies hierdie persoon om net te loop in the counsel of the wicked. Hy loop net. Counsel is soos advies, wysheid, guidance, rigting. Jy loop net in hierdie rigting. So min of meer the counsel of the wicked. Jy stap net so 'n bietjie. Maar dan neem die invloed toe. Dan staan jy. Jy loop nie meer nie, you step away of sinners. Nou loop jy. Jy loop nie, jy staan nou stil. Jy is nader. Dis nie meer advies nie, dis nie meer raad nie, dis nie meer rigting nie. Dis nou jy's nou bietjie op hierdie lewe. Hierdie lewe is nou bietjie nader aan jou. Jy nou tot 'n mate uit wat jy gehoor het toe jy net verby gestap het. Counsel of the wicked, nou staan jy bietjie daar, jy staan bietjie nader. En dan sit jy. You're sitting in the seat of scoffers. Nou, jy sit nie net nie. Jy spot, jy skof saam met die mense by wie jy sit. So skielik word gekommunikeer aan ons weer 'n toeneming van invloed. Die invloed is groter. Die persoon sit nou. Hy het 'n verhouding nou met die mense om hom. Eers het hy net gekounsel, hy het geluister, hy het gestap en hy het gehoor. Hy het wel gestap in 'n rigting in, maar hy het gehoor. Toe staan hy. Nou sit hy met die mense wat hy voorheen net gehoor, gereelde verhouding. Dit kommunikeer saam eet, saam wees, saam werk, saam trek. Ons gaan saam in dieselfde rigting. En nou spot julle saam ander mense. Jy spot mense wat se lewens nie soos jou lewe. Julle skaf. So dit skaf beteken jy spot mense. Jy lag vir mense. Hoekom lag jy vir mense? Hoekom spot jy mense? Want jy het jou keuse gemaak. En hulle keuses lyk anders as jou. Jy voel partykeer geïntimideer deur die leemte wat jy ervaar met jou keuse en hulle lyk gelukkiger as jy. So wat is die beste ding om te doen? Ek's 'n bietjie gedreig deur jou keuses teenoor my keuses. My keuses is nie goed nie. Ek's 'n sondaar. So wat doen ek? Ek verklein. Ek spot jou. Saam my pelle. Want ons het nou hierdie ding gekies. Ons het hierdie lewe gekies. En eintlik weet ons dis leeg. Maar as ons jou laat klein voel en sleg voel oor jou lewenskeuses, oor die pad wat jy gekies het, veral mense wat pad gekies het, dan laat dit ons baie beter voel oor onsself. So ons skaf. Ons maak jou klein. Keller sê, as jy nie weet wie Keller is nie, kom praat met my na die diens. Keller sê, hulle is the sophisticated. Die mense wat spot is the sophisticated. Dis die mense wat alles en almal uitgefigure het. Hulle is the in crowd, die cool kids. Hulle het teen volle die kultuur en die samelewing se boodskap ingesluit. Die counsel, the way, the seat. Hulle het hierdie boodskap ingesluk. Hulle is teen volle beïnvloed deur die society se boodskap. Die lewe om te lewe wat hulle gekies het, is om wat ander mense van hulle dink is baie belangrik. Hulle het dit gekies. Wat ander mense van hulle ding is baie belangrik. Hoe hulle lyk, die klere wat hulle aan hulle sy het, baie belangrik. Want dis wat die samelewing sê baie belangrik is. So hulle spot en laat almal sleg voel wat nie iemand mooi aan hulle sy het of 'n lekker werk het nie. Hoe sukses wat hulle al bereik het, is vir hulle baie belangrik.
En almal anders, hulle skaf so 'n bietjie. Hulle kyk so 'n bietjie neer op almal anders. My graad, my opvoeding, my intellek, dit wat my beter maak as die average Joe, baie belangrik. Invloed en roem, my naam moet en natuurlik geld, baie staf, lavish, uitspattige lewe, lekker. Ek koop hierdie ding net om te wys ek kan. Dis die scoffers. Dis hoekom ons kry mense wat ons 'n bietjie laat sleg voel oor ons lewenskeuses, want dis eintlik hulle trots. Hierdie is my identiteit, hierdie is wat ek gekies het, my lewe. Nou hierdie goed is nie asseblief. Baie van om hard te werk en om goed te wil bereik en ambisie en om geld, hierdie goed is nie sleg in homself nie. Maar dit is baie sleg om vir hierdie goed te lewe. Dit is baie goed jou identiteit te maak. Dit is baie sleg om hierdie jou fondasie te maak. Hierdie is nie slegte goed in hulle self nie. Dit is goed in die wêreld, dit is goeie goed wat ons moet hê om mee te lewe, maar dit maak slegte gode. En vir ons is dit baie waar, want dit is ook nie asof ons heeltemal, soos wat ek nou verduidelik het, dit is 'n bietjie hard. Ons voel nie soos hierdie nie. Dit voel nie hierdie is ons afgode en my lewe is beheer deur wat ander mense van my dink nie, maar tog, as ons eerlik is, ons vind baie sekuriteit en baie veiligheid in hierdie goed. En eers wanneer dit weggevat word, wanneer ons naam weggevat word, wanneer ons werk weggevat word, dan besef ons hoeveel sekuriteit in daai ding geplaas was. Want ons lewe val saam met dit in mekaar. Dit is 'n veilige plek vir ons. In elk geval, dis die een pad. Pad gesien. Maar daar's nog 'n pad. Die ander pad teenoor hierdie pad is tweede opsie. Twee paadjies. Die geseënde kies nie die pad wat ek nou net beskryf. The blessed, the happy, ware geluk kom nie in van daai pad af nie. Vers 2. Die ander pad is to delight in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. Nou onthou die progressie, die toeneming van invloed. In plaas daarvan dat ons meer en meer beïnvloed word, stap, staan en sit, deur wat die kultuur najaag, wat ons saam belangrik is, wat elke advertensie sê belangrik is. Nee. Hier in die tweede opsie sê ons, ek wil meer en meer beïnvloed word deur the Lord, meditate day and night in the law of the Lord. Hierdie is die invloed wat ek in my lewe wil hê. Dit is God se counsel, sy rigting, sy advies, sy raad, sy woord gee rigting aan my lewe. Dit sit my op die regte way. Beheer die keuses wat ek maak. Dit beheer die keuses wat ek maak. Dit het 'n invloed op of ek oor see gaan of nie. Dit het 'n invloed. Ek kies sekere dinge anders omdat die wet van God 'n inspraak het, 'n toenemende invloed op my lewe. Die wet van God is die voorgeskrewe lewe wat God wil hê ons moet lewe, sy way, sy pad. Ons kies om te staan by God en sy woord. Ons kies om te sit onder God se woord. Twee belangrike woorde wat ons hier sien in vers 2 is delight en meditate. Kyk, die hele teks hinge op hierdie twee woorde, want dis nie net alleen wat hierdie goed doen nie, dis die delighting en die meditating wat die verskil maak. Delight en meditate is nie dieselfde as net Bybel lees nie. Dis ook nie bloot net om te bid nie, dis meer as dit. Delight en meditate is nie Bybel lees nie, dis nie bid nie, dis baie meer as dit. Meditating is die verwerking, processing, die verwerking van God se woord, wat hy vir ons sê, sy wet, sy stem, die verwerking daarvan, sodat ek nie net glo wat hy sê nie, maar sodat ek lewe wat hy sê. Meditating is om te sê, ek weet God is lief vir my, dit vir my, om 'n lewe te lewe wat wys God is lief vir my. Dis meditating. Meditation is a patient pondering of God's ways. Dit kan eintlik enige day and night. Dis die nadink en die verwerking van God se woord.
Martin Luther was the great reformer, hy het die reformatie gelei in die 1600s, net voor dit, eintlik. Hy het die reformatie gelei en die Rooms-Katoliek teruggebring na God se woord toe. Rooms-Katolieke kerk teruggebring na God se woord toe. En hy was nogals bekend vir hoeveel ure hy bid in die dag. Dis nogals waarvoor mense hom ken. Hy het baie gebid. En hy gee regtig 'n verskriklik goeie voorbeeld van wat meditation is. Hy sê wel, 'n mystical aham meditation, dis nie dit nie. Hy sê, wat hy doen voor hy gebid het, Martin Luther, deur sy dag, met sy dag, vat hy 'n waarheid van God se woord. Hy vat byvoorbeeld, God is Vader. God is Vader. En dan vra hy homself, hoe is dit wonderlik dat God vir my 'n pa is? Hoe is dit wonderlik? Hoe is dit goeie? Hoe help dit my? Wel, hy sorg vir my. Soos 'n pa sorg vir sy kind. Hy ontferm homself vir my. Hy voel verantwoordelik vir my. Soos ek is verantwoordelik vir die kind. So hy gee nie 'n slang as ek vra vir iets gee. Hy gee brood. En dan lys hy al die goed. Lys hy, hierdie is hoekom dit wonderlik is dat God pa is. En dan bid hy. Dan prys hy. Hy sê, "Joh, dankie Jesus. Dankie dat jy er is." En dan het hy al die goed om vir dankie te sê. En dan gaan hy aan. Hy gaan aan, hy vra, "Hoekom is dit wonderlik?" Hy vra op watter maniere, nie net hoekom nie, maar op watter maniere glo ek nie God is Vader nie. In my lewe is daar plekke waar ek lewe asof God nie my Vader is nie. Dan dink hy bietjie, hy mediteer, hy dink na, hy verwerk God se woord. God se stem kom en hy kies nie net om dit te hoor soos wat dit is nie, hy verwerk dit in sy hart in, soos deeg. Hy werk dit en hy vra, op watter maniere? Maar ek's baie angstig baie keer. As ek so angstig is, neem ek beheer in my eie hande en eintlik glo ek nie God is 'n goeie pa wat omsien vir my en my sorg vir my en my beskerm soos 'n pa nie. Ek sien die gaping en dan mediteer hy en dan bid hy. Meditasie is nie gebed nie, dis 'n nadink, dis 'n verwerking van God se woord. Dan bid hy, dan bely hy sê, Here, ek's jammer dat ek nie glo jy's nie 'n pa vir my nie. Ek's jammer dat ek angstig raak oor hierdie en dit vir jou. Ek sit dit in jou hande. Sal jy vir my 'n pa kom wees in die areas waaroor ek angstig is? Dis meditering, dis hoe hy deur God se woord werk. Hy mediteer. Dis om te mediteer op die wet van God is om, hier's my lewe en hier's wat ek glo. En ek glo hierdie dinge, maar my lewe lyk so en daar's 'n verskriklike gaping tussen wat ek lewe. En meditasie sê, okay, maar hierdie is wat God se woord vir my sê. Hoe kan ek die brug bou? Hoe kan ek die brug bou tussen die twee? Hoe kan ek my lewe meer in lyn bring met wat God vir my sê? En jy kan dit enige plek doen. Jy kan in die bed lê voor jy slaap, terwyl jy draf, terwyl jy ry werk toe of jou studies vat 'n stapie in die tuin. Jy kan terwyl jy musiek speel, jy kan net dink oor die dinge in jou hart wat jou pla. Sit net bietjie die ding af wat jy in daai gaping gedruk. Sit bietjie die radio af terwyl jy werk toe ry. En vat wat jy weet die Here vir jou sê. En jy weet waar jou lewe is en mediteer daarop. Bou die brug tussen die twee. En mag dit jou lei dan na gebed toe, om dan te bid. Dag op dag praat nie so seer van elke dag moet jy nou stilte tyd hou nie. Dit is meer as dit. Dis nie dag op dag is hierdie jou lewe is ingerig. Dis toenemende invloed. Jou lewe is ingerig om die stem van God te ontvang gereeld. Dan in lyn te bring met dit. Tot die beste van jou vermoë in meditation om na te gaan dink oor te delight daar na gebed toe te vat. En dan te gaan lewe. Dis daai proses. Dis jou lewe is ingerig om te ontvang en dis die ander pad. Dit was die beskrywing nou van die ander pad. Die punt wat Psalm 1 ons vra is, waar is geluk? Ek iets voor jou, waar is geluk? Die blessed man, waar is die ryk en mooi en gesonde lewe waar alles in sy regte plek is? Waar is daai lewe? Die antwoord is, die geseënde lewe lê by 'n toenemende invloed van God se woord op jou gedagtes, jou besluite en hoe jy dink oor die lewe, teenoor
die ander stemme in die wêreld. Dis waar geluk lê. 'n toenemende invloed van God se woord op jou lewe, jou gedagtes, jou besluite, teenoor die ander stemme. Media, vriende, social media, series, radio, musiek. Daar's baie stemme. Ons moet nooit dink dat ons net na iets kan luister en dit beïnvloed. Dis nie hoe ons werk nie. Dis nie hoe die mens werk nie. Alles het 'n boodskap, alles het 'n wêreldsiening oor hoe hulle dink hierdie is waar geluk lê. En hulle sê, dis waar geluk lê. En weer eens, hierdie sê nie, sny alles uit jou lewe uit en gaan bly in 'n woestyn en lees elke dag God se woord vir 10 ure nie. Hierdie is nie wat dit sê nie, dis nie wat ek lees nie. Jesus sê ons is in die wêreld, maar wat hierdie baie duidelik vir ons sê, is ons moet erken, een pad se stemme harder praat en duideliker praat as God se stem in ons lewe. As ons lewe ingerig is om hierdie ander stemme harder praat as God se stem, as ons vir daai stemme meer invloed gee in ons lewens, toenemend invloed, loop, staan, sit, dan het ons klaar gekies 'n pad ons wil wees. As een harder praat, het ons klaar gekies. Ons is op daai pad, ons is besig om beïnvloed te word. Dalk staan jy net, dalk loop jy net, dalk sit jy al. Maar die goed in die wêreld beïnvloed ons. Ons is so sponse, ons harte is so sponse. Sit my lank genoeg in 'n sekere omgewing met 'n dominerende stem en 'n dominerende boodskap, en ek gaan daai stemme begin glo. Die harde challenge is nie om hierdie goed uit te sny nie. Dalk is dit goed, maar dis nie eintlik om dit uit te sny nie, maar dis om seker te maak God se stem praat die hardste. Dis om seker te maak God se grootste invloed in jou lewe. Ons gaan nooit eintlik wegkom van al die stemme nie. Ek hoop julle weet dit. Ons lewe in 'n gebroke wêreld waar die wêreld dag en nag relentlessly gaan skree op jou dat geluk lê op 'n sekere plek. Jy gaan nie kan wegkom van daai stemme nie. Maar hierdie sê vir ons, wat se stem praat die hardste? Die Bybel praat regtig hard hier van society, van die kultuur. Wicked sinners, dis harde taal, maar ek dink ook nie dis so hard nie. Dit voel hard, maar dis nie eintlik hard nie. As ek na hierdie kyk, dink ek die Bybel praat hier net soos wat die kultuur praat met ons elke dag deur advertensies en Netflix. Almal het 'n agenda vir geluk. Die kultuur en die wêreld verkoop geluk en hulle visie vir die goeie lewe en wat hulle wil hier doen is praat net so sterk teen daai boodskap. Hulle skree, God se woord skree terug. Nee, dis nie waar geluk lê nie. Dis hoekom dit so hard voorkom. Want dit wil ons oë oopmaak. Die challenge vir ons is so ons het hierdie week Disney Plus gekry. Dis nogals cool. Dit het hierdie week uitgekom. En dadelik sit ek daar met soos ure, duisende ure se entertainment. En ek sit met hierdie teks in dieselfde week wat ek Disney Plus kry. En ek dink by myself, "Sjoe. As ek 2 ure hierdie week spandeer op Disney Plus, want wat sê Psalm 1 vir my? Vrek, dis moeilik. Psalm 1 sê vir my ek moet ten minste 21 uur spandeer in God. Dit sê vir my, wat is die dominerende invloed van my lewe? Waarvoor gee ek die meeste van my tyd en my oor? Dis moeilik, maar ek dink, hoor dit ook so. Ek praat nie jy moet nou 20 ure gaan bid nie. Ek praat van, as ek soveel ure gee vir al die ander dinge, dan dink ek God se woord sê vir ons, rig jou lewe in op so 'n manier dat jy gereeld God se stem hoor. Oor bid nie, dit gaan oor mediteer, dit gaan oor hier wees. 'n Preek is iemand wat God se woord gemediteer het daarop en dit deel met jou. Hierdie is 'n ontvang van iemand wat harde werk gedoen het op God se woord. So hier mediteer word. So jy het 1 uur in. Nice.
Dit gaan oor gesinsgroep. Dit gaan oor vriende wat gelowiges is, wat jy regtig mee kan praat. Dit gaan oor om jou lewe in te rig op verskeie maniere om te ontvang. En natuurlik om te bid en om Bybel te lees op jou eie. Obviously, dis 'n groot deel van wat hier aangaan. Maar dis nie net dit nie. Dis nie net dit nie. En so ek dink Psalm 1 het my challenge. En ek dink dit challenge ons almal, want ons lewe in 'n verskriklike gesaturated kultuur. Maar tweede punt, daar is die twee paadjies. Het julle die twee paadjies gesien? Mediteer op God se woord of loop, staan, eindig ergens op. Ons kom, as ons nou kies, gaan ons ergens opeindig. Dis die tweede punt. Daar's twee bestemmings. Die eerste bestemming is vers 3. Geluk, geseëndheid, die een opsie lei na 'n plek toe waar ons gaan lyk soos 'n boom met diep wortels wat se blare jaarom groen is en hy dra altyd vrug. Altyd vrug. Teenoor chaff, wat die wind wegwaai. Wat hier gekommunikeer word deur die prentjies van boom en is eintlik eindeloos ryk. Die prentjie is net soos jy kan dit uitpak en uitpak en uitpak. So ek wil net 'n paar goedjies vir julle uitwys oor hoe ryk hierdie prentjies is. Die vergelyking hier word gemaak tussen botaniese goed, soos plantgoed, botanies. Dis 'n vergelyking in die botaniese wêreld. En die vergelyking hier word gemaak tussen die sterkste en stewigste ding in die botaniese wêreld, 'n boom, teenoor die letterlik minste waardevolste ding in die botaniese wêreld, kaf. Chaff is daai dingetjie wat dis soos die dop van 'n saad van graan spesifiek. Dis die dop wat om graan is. En wat hulle doen is hulle sal die graan trap of druk om sit en hom bietjie kraak, daai doppietjie kraak en dan gooi hulle die graan in die lug op en die saad val grond toe want die saad is swaar en die kaf, die skilletjie, die dop word weggewaai deur die wind. So dit is 'n deel van die plant. Dis botanies. Maar dis letterlik dis useless. Dis beteken niks. Die vergelyking. Maar nie net dit nie, die prentjie vat ons nog verder. Die prentjie sê vir ons, okay, die een prentjie is van iets wat geanker is, 'n boom, geanker. Die wind en niks gebeur nie. Maar kaf is so lig, die wind waai en dan sy hier en dan sy daar en dan sy oral, hy's op, hy's af. Hy het geen rigting nie. Hy jaag elke end. Dan's hierdie cool, dis net soos oral, hy's net everywhere, die wind waai hom everywhere. Die boom hy's doelgerig, die boom. Maar verder, ons nog verder, kaf is fragile. So ek het op my pa se plaas, my oom se plaas, my pa het nie 'n plaas nie. My oom het 'n plaas gehad en ek het dit 'n kans gehad om letterlik soos kaf in my hand te hou. Vat dit en ek druk dit so tussen my vingers en dit verdwyn, letterlik, dit word stof. Hy verkrummel so in jou vingers. Dis so fragile, bedoelende enige skielike verandering in omstandighede daai stukkie dop op in niks in nie. Dis fragile. Die boom het hierdie diep wortels, die storms kan kom, die winde kan kom, die droogte kan kom. Its leaves do not wither, beteken daar's hitte, daar is slegte tye wat kom vir die boom. Psalm 1 sê nie 'n Christen gaan nie deur moeilike tye nie. Nee. Die hitte kom, maar hy staan sterk. Droogte maak hom niks. Sy voeding diep waterstrome onder die grond wat hom voed deur droogte. En deur goeie tye, maak nie saak wat gebeur nie, hy's sterk. Wanneer ons lewe inrig vir God se stemnemende invloed vir ons te wees, wanneer ons mediteer op wat hy vir ons sê en die brug probeer bou tussen ons lewens en wat ons glo, dan lyk ons soos hierdie boom. Dis die bestemming. Sterk. God se woord maak ons sterk, dit maak ons stabiel. Dis stewig, dit gee vir ons rigting en mening vir ons lewe. Ja, die swaar tye kan kom, maar ons het 'n sterk fondasie. Niks kan my eintlik
niks kan my eintlik shake nie. Teenoor die fragile trends van die kultuur. Die dinge waarop ons lewe kan bou wat in 'n oogwink weggevat kan word. Luister, as ek my lewe gebou het en COVID kom en ek het alles verloor, het ek nie net geld verloor nie, ek het my lewe verloor, want my lewe was op geld gebou. As ek my lewe gebou het op wat ander mense van my dink en een donker geheimpie in my lewe kom uit, het ek nie my naam verloor nie, ek het my lewe verloor, want my hele naam was gebou op my lewe was gebou op my naam. Wat ek wou sê. Dit gaan net aan en aan en aan. As ek my lewe gebou het op familie of op vriende en iemand gaan dood, een persoon dood gegaan in die gesin, jy het saam met hulle dood gegaan. Want hulle was jou alles. En so toe jy alles verloor, toe sien jy hoe sterk die boom is wanneer die swaar. Hierdie goed gebeur ook met die boom. Dit gebeur ook met gelowiges en die geseënde man. Maar hy het iets dieper wat hom deur daai swaar tye trek. Hy het iets baie sterker. En die punt is dat die stemme van hier en nou, dit het 'n bestemming, 'n swak bestemming, soos kaf teenoor die boom. Ek het op iets afgekom wat my weggeblaas het. Hierdie week. Dit is 'n ou met die naam Jonathan Haidt. Hy is 'n sielkundige. Verskriklik slim ou, het onlangs baie boeke geskryf, wat baie stimulerende boeke is. Maar hy is 'n sielkundige en hy is 'n ateïs en hy het 'n spesifieke boek geskryf, Happiness Hypotheses. En in hierdie boek worstel hy met ware geluk. Waar kom ware geluk? Hy's 'n sielkundige, so hy probeer mense verstaan. Hy probeer ons koppe en ons harte verstaan en hy vra, waar is ware geluk? Waar vind ons ware geluk? En in sy boek praat hy van twee mense. Regte mense wat regtig lewe. En hy worstel, hy probeer verstaan wat geluk is. So kom ek stel jou gou voor aan die twee mense wat hy vir ons voorspoek. Die eerste persoon is Bob. Hier is Bob. Bob is 35, single, aantreklik, ryk en atleties. Hy maak baie geld, hy is gesog by sy werk, bly in 'n gesogte buurt in California. Hy is engaging, intellektueel en almal wil sy maatjie wees. Hy hoef nie vir een vrou nie, want genoeg vrouens soek hom. Hy spandeer sy vrye tyd in allerlei opwindende hobbies en hy ontmoet die interessantste mense by museums en kunsuitstallings. Dis Bob. Teenoor die tweede persoon, Mari. Mari is getroud. Sy bly in 'n below average buurt in New York. Sy is 65 jaar en sy en haar man is al jare getroud en is al deur diep waters saam. Hulle werk hard vir 'n 10 verdien en hulle moet vir hulle hele gesin sorg. Mari is 'n swart vrou. Sy is bietjie oorgewig na 3 kinders wat sy grootgemaak het. En sy was al vele keer in haar lewe teen gediskrimineer en op neergekyk. Sy is ook hoogs sosiaal, baie vriendelik, baie lief vir mense. Maar Mari spandeer al haar vrye tyd by die kerk. Al die kerk se uitreike, al die kerk se aktiwiteite, al haar vriende het sy gemaak oor die jare by die kerk. By haar Bybelstudie, sy is baie betrokke by haar Bybelstudie. En sy moet ook ten minste 2 keer 'n week ingaan vir dialyse, want sy het nierprobleme. Dis Mari. Jonathan Haidt, die sielkundige, vra, wie is die gelukkigste? Bob of Mari? Haidt is 'n sielkundige ateïs en hy vra in sy boek, wie se lewe sou jy gekies het? Bob se lewe of Mari se lewe? Jonathan worstel, want in sy boek, almal wil Bob se lewe hê. Maar Mari is die gelukkige een. Mari is die gelukkige een. Hy gee vele antwoord vir hoekom
Mari werklik gelukkiger is as Bob. Maar die een ding wat hy mis, en van die goed wat hy sê is waar, hy praat van gemeenskap en verhoudings, maar die een ding wat hy mis is, hy verwys nie jare se invloed van God se woord, die wet van God, the law of God, die jare se invloed van God se woord op Mari se lewe nie. En ek dink nie hy verstaan dit nie, want hy gaan ook nie kerk toe nie. Ek dink hy kom nog daar, hy sal seker dit uitfigure ergens, maar jare se invloed van God se woord op Mari se lewe gee haar die vermoë om sy letterlik 'n tiende van Bob lewe. En sy is werklik gelukkiger. Jonathan Haidt sê, lees saam met my, dis 'n quote. Hy sê, studies have long shown that Christians in the US are happier, healthier, longer lived and more than secular people are. Secular people, mense wat nie glo in God nie. They give more of their time to and more of their blood to. Dis die konklusie wat hy maak. En hy worstel deur hierdie goed. Die punt is, Psalm 1 is nie abstrak nie. Psalm 1 is nie hierdie mooi idee wat op 'n Sondag gepreek was vir jou nie. Psalm 1 is die opsies voor ons. Dis 2 paadjies wat ons het om te kies. En wat ons kies, gaan real life implications hê vir jou soos wat jy ouer word. Legit. Dit gaan vir jou beteken 'n ongelukkige of 'n gelukkige lewe. Dis bewys deur 2 regte mense wat gelewe het. Bob en Mari. Hierdie is 'n real prentjie met real implikasies vir jou lewe. Ons moet hoor vanaand dat God se woord vir ons en sê vir ons, jou geluk gaan bepaal word deur wat se stemme harder praat in jou lewe. Ek gaan begin afsluit, maar ek wil een laaste punt maak wat baie belangrik is. So ja, ek gaan nou so 'n bietjie op 'n tangent gaan. Maar hier is die laaste punt wat ek wil maak. God het voor Kaan gestaan en God het vir Kaan gesê, Kaan, daar's 2 paadjies voor jou. Sonde jou, maar jy moet sonde oorkom, of jy kan my kies. Maar hy kon nie kies nie, hy kon dit nie doen nie. Hy het 2 paadjies gehad voor hom en toe maak hy sy broer Abel dood. Moses het voor Israel gestaan. En net voor hulle die beloofde land binnegaan, toe sê Moses vir Israel, daar's 2 paadjies voor julle moet kies. En hy sê vir hulle, Deuteronomium, hy sê vir hulle, if you faithfully obey the voice of the Lord your God, being careful to do all his commandments that I command you today, the Lord will set you high above all the nations. Blessings. All these blessings shall come upon you. But, verse 15, if you will not obey the voice of the Lord, that I command you today, then all these curses shall come upon you and overtake you. 2 opsies. En wat Israel gebeur? Hulle kon dit nie doen nie. Hulle kon nie die goeie pad kies nie. Profeet na profeet het gebou op woorde. So God het met Josua gepraat toe hulle klaar in die beloofde land was. Toe al die profete probeer eintlik weer sê wat Josua hier sê. In Josua 1:8. This book of the law shall not depart from your mouth, Israel. But you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will be prosperous, you will make your way prosperous, and then you will have success. Blessing. Vir al die jare van Israel se lewe was hulle 2 opsies gegee. En hulle kon dit nie doen nie. Hulle kon nie die geseënde pad kies nie. Kon nie die geluk vind nie. Hulle kon dit nie doen nie. Jesus het ook gestaan voor Israel. En Jesus het vir Israel 2 opsies gegee. Matteus 7:24. Everyone then who hears these words of mine and does them
will be like a wise man who built his house upon the rock. Maar, vers 26, everyone who hears these words of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house upon the sand. Jesus gee ons twee opsies, maar die verskil is, weet jy wat? Jesus weet. Ons kan nie die goeie pad kies nie. Ons het nie die vermoë om in onsself die geseënde pad te kies nie. Ons kan dit nie doen nie. Ons kan dit nie doen nie. Jesus het gekom met hierdie woorde en hy het gesê, ja, die pad van blessing is beskikbaar vir jou. Die pad na geluk is beskikbaar vir jou, maar ware geluk is net moontlik. Ware geluk is net moontlik wanneer ons as 'n mens kan erken dat ons klaar kaf is. Ons is klaar leedoppe. Ons moet eers erken dat ons wat heen en weer gewaai word, want ons soek vir betekenis hier en nou. Ons harte het klaar vasgeklou aan hierdie wêreld en Jesus sê vir ons, die beginpad van blessing is dat ek is die strome van lewende water. Ons kan nie eers begin om te delight in the law of the Lord tot ons nie eers sien hoe God in Jesus homself delight nie. God delight homself in jou. Deur Jesus. Al is jy 'n sondaar, al kies jy die pad van die vloek. Jesus was die enigste een wat werklik die pad van blessing gekies het. Hy is die enigste een wat perfek die wet van God nagekom het. Sy hele lewe ingeleef, perfek gemediteer op God se woord, perfek gewerk hoe sy lewe een moet wees met wat God sê hoe ons lewe moet lyk. Sy lewe en God se woord was een, dit was perfek. En ons kan nie hierdie pad stap tot ons nie hoor wat Jesus vir ons offer nie. Jesus kom aarde vir die mensdom. My perfekte lewe vir jou morsige lewe. Kom ons ruil plekke. Want jy kan nie hierdie pad stap nie. Blessing bestaan nie vir jou nie. Daar is nie 'n goeie pad vir jou om te kies nie. Jy kan dit nie kry nie. Dit is soos jy kan dit nie bykom nie. Jy kan dit nie bykom nie. Maar ek gee my lewe vir jou. Ek gee elke blessing wat God vir sy perfekte seun Jesus gegee het, is jy. As jy bereid is om jou sondige lewe vir Jesus te gee en te vertrou dat hy jou kan vergewe van daai sondes, dan gee hy vir jou sy lewe, blessing, en dan kan jy hierdie pad stap. Dan is die goeie groen blaar boomlewe beskikbaar vir jou. Kom ons bid saam. Almagtige God, Vader, ons erken, ons is leedoppe. Ons word heen en weer gewaai deur die kultuur en die tye en ons omstandighede, en ons is alles behalwe stewig en geplant en stabiel. Ons erken dit. Ons die redding van Jesus nodig het in hierdie area van ons lewens. Dat ons wil nie vanaand probeer om u wet na te kom, erken dat ons dit nie kan doen nie. En dan, liewe Jesus, wil ons vra dat ons deur u die strome van lewende water sal proe. Dat ons sal laat gaan van 'n mentaliteit wat harder wil probeer om onsself te bewys. Ons wil laat gaan daarvan. Ons kan dit nie doen nie. En ons wil u vergifnis inneem in ons harte in. En ons wil lewe in die geskenk van al die blessings wat is in u naam. En ons sal verheug in daai liefde en dan vir ons dat u ons sal lei op die goeie pad, op die geseënde pad. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Vir meer inligting oor Lig.Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.lig.com of kontak ons gerus by info@lig.com.